Dit was warm. Ons het rolbal gespeel en ek het my hoed opgehad. En my hoed het so 'n touwtjie wat jy om my nek hang. En toe is dit teetyd en ons het gaan tee drink en ek het my hoed afgehaal, maar ek het hom so aan die touwtjie laat hang om my nek. Toe ons weer moet begin speel, toe soek ek my hoed en ek kyk oral, op die bank waar ek gesit het, waar my sak van die balle is en oralster soek ek hoed. Maar hoed het ek nêrens gekry nie. En soos wat ek toe nou afstap om te gaan speel, ewe skielik voel ek my iets wat my so om die nek trek. En ewe skielik onthou ek, my hoed is agter op my rug. Ek het hom opgesit en aangegaan. Baie van ons het die tipe van ding al oorgekom. Jy soek na iets, jy soek jou bril en dan sê op jou kop, jy soek jou sleutel dan lê hy voor jou. Soos die ou mense mos gesê het, as dit 'n slang was, dan sou hy jou gepik het. Die realiteit van die lewe waarbinne ek en jy elke dag leef, is dat ons juis nou in hierdie tyd waarbinne ons leef, begin soek na antwoorde. En die interessante is, ons soek dit ook oral. Ons soek dit in die media, ons soek dit op die nuus, ons soek dit op WhatsApp, op internet, oral. Luister ons, wat is aan die gebeur en hoe kan ons regmaak vir wat gaan gebeur? So ons soek ver en wyd na oplossings vir ons probleme. Maar weet jy, ek besef al hoe meer, die oplossings vir ons probleme is nie daardoor verder geleë in mense en dinge wat moet gebeur nie. Die oplossing vir ons probleme is ook hier by ons, binne ons, om ons, oral. Want die oplossing vir ons probleem is God. Die almagtige God, wat reeds in die toekoms is, wat vir jou en vir my ook wil wys. Hoi, alles is hierso. Die hoed is op jou rug, die bril is op jou kop, die sleutel is reg voor jou. Baie welkom vanoggend weer by ons Sondag stil word. Ons tema vanoggend is soveel meer. Bedoelende dan, dat die God wat ek en jy aanbid soveel meer is, en ons in staat wil stel, tot soveel meer, as wat hierdie wêreld ooit kan, en wat ek en jy ooit kan begin om te dink. Nou soos wat ek vir jou gesê het, lewe ons binne 'n wêreld, wat leef volgens die sinus glo beginsel. Dit wat ek kan sien, glo ek, want ek kan vat aan dit is fisies, en daarom glo ek in die bestaan daarvan, want ek kan dit sien. Maar tog ook glo ons in baie dinge wat ons nie kan sien nie. Ons glo in lug. Almal van ons haal asem. Ons kan nie die suurstof sien nie, maar ons glo die mense wat ons sê, dit is suurstof en ons moet aanhou asemhaal. Mikrogolwe. Jou mikrogolfoon, kan jy daai mikrogolwe sien? Nee, ons kan dit nie sien nie. Maar tog gebruik ons die mikrogolf. Wat van die selfoon? Almal van ons het selfone, ons kan nie die syne sien nie. As jy 50 jaar gelede vir mense sou gesê het, ons sou met mekaar praat oor 'n telefoon sonder dat daar drade tussen ons is, dat daar net syne is, sou hulle vir ons gesê het, jy verstaan nie mooi hoe werk dinge nie. Nou net soos wat ons suurstof, mikrogolwe, syne en al hierdie ander dinge nie kan sien nie, betwyfel ons nie die realiteit daarvan nie, want ons beleef dit. Maar net so is daar 'n klomp ander dinge wat ons nie kan sien nie, wat ons nie mooi verstaan nie. Ons kan God nie sien nie, en daaroor ons verstaan nie mooi hoe werk dit, dat hy nog aktief betrokke 'n realiteit in ons lewens is nie. Meer nog, dit gaan verder, dis nie net God nie, daar is engele, daar is demone, daar is allerlei ander dinge. En as jy nou na die kwantumfisika toe gaan, dan besef jy daar's so baie waarvan ons niks weet nie. Daar is parallelle realiteite, dimensies, en 'n klomp ander dinge wat is waarvan ons nie mooi verstaan nie. 'n Mens kan alleenlik tot beter verstaan van dinge kom, as jy leer hoe dit werk. So hoe meer ek en jy op 'n ontdekkingsreis gaan om God te ontdek, hoe meer begin ons hom raak sien in alles en almal rondom ons. Hoe 'n groter realiteit word hy vir ons. Een van die hartseer dinge vir my is, in al my jare van opleidingsstudies en alles wat daarop gevolg het,
het ek nêrens opleiding gekry rondom twee goed nie. Aan die een kant, hoe leef jy in 'n verhouding met God? Hoe praat God met jou? Wat is die dinge wat in jou lewe moet verander en al daai dinge? Hoe begin jy hier met die harde werk nie? Die ander ding waarvan ons ook nooit geleer het nie, was van die bonatuurlike dimensie, van engele, van demone, van al hierdie dinge. In die eerste gemeente waar ek was daar 'n groot satanistiese sel in die buurdorp gewees. Siende dat ons nou nie mooi geweet het hoe werk hierdie goed nie, het ons 'n groep presbyteriaanse predikante ingekry om ons 'n bietjie te kom lering gee oor wat gebeur. Ons hare het gereis. Eendag het ons met een van die leiers van hierdie groep gesels en hy het vir ons gesê, baie windmakerig. Hoor hierso, my God, ek kyk 'n kat net so, dan slaat hy dood neer. Ek kan tafels laat sweef, ek kan allerhande goed doen, wat kan julle God doen? Ons het vir hom gesê, weet jy, ons God druk nie arm oor wie kan die meeste doen nie. Kom ons bid net vir jou. En toe ons vir hom wil bid, toe wil hy mal raak. Maar daar het ek besef dat die bonatuurlike 'n realiteit is. As 'n klein jong dogtertjie van 10 jaar oud so opkyk en vir jou sê, wie is jy en wat wil jy hê, in 'n diep manstem, dan staan al die hare op jou lyf kiersregop. En dit is presies waarvan Efesiërs 6 vers 12 praat. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerstes en die magte in die lig. Vir die mense van daardie tyd was die bonatuurlike 'n baie groter realiteit as wat dit vandag vir ons is. Juis omdat ons alles met die logika, met ons verstande wil uitredeneer en verklaar. Ons wil dit sien, dan sal ons dit glo. Nou die sleutelgedagte vandag is hierdie ene. Hoe meer en beter ek iemand leer ken, hoe meer begin ek groei in die verstaan van wie hy is en wat hy deur my wil doen. Nou as voorbeeld van dit wat ek jou vertel het tot nou toe, wil ek die voorbeeld van die profeet Elisa gebruik om dit te staaf vir jou. Elisa het gelewe so 150 jaar nadat koning Dawid oorlede is, so in 800 voor Christus. Hy was die seun van Shafat en hy het gebly in Abel Mehola. En baie interessant, sy naam het beteken God se redding. Op daardie stadium was die profeet Elia baie aktief in die omstreke. En eendag het Elisa so gestaan en werk en toe kom Elia by hom. En soos wat Elia met hom gepraat het en hulle aangestap het, het Elia sy mantel oor Elisa gehang. En in daardie tyd het dit beteken, dit is 'n oordrag van gesag, 'n roeping van iemand om vir God te begin leef. Onmiddellik het Elisa alles laat staan waarmee hy besig was en hy het begin om vir Elia te volg. Klink dit vir jou bekend? Net soos wat die disippels vir Jesus begin volg het. En Elia het sy leermeester geword. Hy het by Elia geleer wat dit beteken om in afhanklikheid van God te leef, om God te leer ken, hoe werk 'n verhouding met God, hoe luister jy na God, hoe doen jy vir God. Elia het ouer begin word en hy het begin om vir Elisa voor te berei vir sy weggaan. En eendag, toe stap hulle ook weer so op pad, en Elia vra vir Elisa, wat is dit wat jy van my sal begeer? En onmiddellik het Elisa geantwoord, 'n dubbele maat van die krag van die Gees wat in u is. Dit lei nou weer die klokkie van Salomo. Onthou jy, toe God hom gevra het, wat sal jy kies as koning van Israel? Toe het hy gesê, wysheid en insig. Nie al hierdie ander rykdomme en mag en allerlei ander dinge nie, wysheid en insig om God se wil te kan ken. En soos wat Elia en Elisa aangestap het, het daar 'n tipe van warrelwind gekom. Binne in hierdie warrelwind was daar 'n waaf van vuur. En Elia het opgeklim. En so is hy voor die oë van Elisa opgeneem in die hemel. En toe die warrelwind weg is, en Elisa kyk af, toe lê die mantel van Elia daar. En hy het dit aangetrek. So het hy aangestap, uit by die Jordaan gekom, hy het hierdie mantel van Elia gevat, om opgerol, op die water geslaan, om te kyk waar is die krag wat hy gevra het, en ewe skielik het die Jordaanse water oopgegaan. En so het Elisa die profeet geword,
waarvan daar loshande die meeste wonderwerke opgeteken is. Hy het by Jerigo gekom en die water was nie vars nie. Dit was ondrinkbaar geweest. Hy het sout gevat, dit in die water gegooi en daar is die water vars. Nou in daardie tyd was daar baie profete skole geweest. En in 2 Konings 6 lees ons dat hierdie profete skool onder Elisa se sorg so groot geraak het, uit sy nade gebars het, dat hulle 'n groter gebou moes kry. En soos van die jong studente af na die rivier toe om te gaan hout kap vir die groter gebou. Daar gekom het hulle begin kap en een van die studente wat 'n byl gebruik het, het nog so gekap en toe vlieg die kop van die byl af. Hy het na Elisa toe gehardloop en gesê, meneer, groot probleme. In daardie tyd, moet jy nou mooi verstaan, was 'n byl een van die duurste en mees gesogte gereedskapstukke wat jy kon hê. Elisa het saam met die student na die rivier toe gestap en gesê, waar het die byl in die water geval, die bylkop? Hy het gesê, hierson, Elisa het 'n stuk hout gevat, en ewe skielik het die bylkop opgekom en op die hout gedryf. En hulle kon die bylkop uit die water uithaal. Nou vanoggend in ons stil word saam met die staf, het ek hulle hierdie storie van die byl vertel. En ons voorman het vir my gesê, ai kona, hierdie byl wat op die stomp op die water dryf, Nou al hierdie goed wat ek jou nou vertel het, dink jy dit is logies moontlik? Dink jy dit is die goed wat vandag nog kan gebeur? Dink aan al die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Dink jy dit kan nog vandag gebeur? Onthou jy wat het ek in die begin gesê? Hoe meer en beter jy iemand leer ken, hoe meer besef jy, dit gaan nie oor wat jy kan doen nie, maar wat God deur jou en my wil doen. God het nie verander. Ek en jy het verander, want ons het ons logika begin gebruik om vir God te besluit wat is moontlik en wat is nie moontlik. Die oomblik, as ek en jy, soos Elisa, in verhouding met God begin leef, by hom begin leer, by ander wyse profete en ander mense begin leer, hoe om met 'n oop oor in jou verhouding met God te leef, hoe meer gaan ek en jy verstom staan, dat 'n klomp dinge vir ons nuwe werklikheid gaan word. So alles begin by 'n navolg van iemand wat in verhouding met God leef, in wie se voetspore ek kan leef, by wie ek kan leer, hoe om in my eie direkte verhouding met God te leef. Dan moet ek begin om te verstaan dat God alles weet, dat hy alles kan en dat hy vir ons wil seën met sy heel beste. Nou wil ek eindig by waar ons begin het. Ons soek oral na antwoorde vir ons situasie. Ons soek oral vir die antwoorde op die branders wat ons kant toe gaan kom. Weet jy, die wonderlike is, God is reeds in die toekoms. Dit is wat Jesus beloof het, ek sal my gees vir julle gee, sodat hy julle ook kan leer wat nog gaan gebeur. Dink aan Josef, die drome wat hy gesien het. En ek glo met my hele hart, wanneer ons ophou om na die wêreld te luister, na ons logika te luister, na groot en vername, begaafde, gesalfde geestelike leiers te luister, en om te begin om direk na God te luister, elkeen van ons, gaan ons begin om by God te hoor wat sy wil vir jou lewe en my lewe is, maar terselfdertyd ook. Wat is sy planne vir ons toekoms? Maar volgende week gaan ons meer daaroor gesels. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag jy hierdie week ervaar hoe God op verrassende maniere vir jou 'n nuwe werklikheid in jou lewe gaan word. Liefde groete, Shaal. Hemel Vader, U ken my. Ek is nie 'n groot gees nie. Ek is nie baie talentvol nie. Here, ek kan nie baie dinge doen nie. Maar Here, ek weet U wil deur my ver meer doen as wat ek ooit uit myself kan doen. So ek kom bied myself aan vanoggend en sê, hier is ek, Here. Ek is bereid dat U my
my menswees kan gebruik as 'n instrument waardeur U in krag kan doen wat ek nie kan nie en wat nodig is om nou gedoen te word.